Welkom terug by Boere Ondersoekdag, waar ons idees ondersoek wat ons toekoms vorm. Ek is Rian van Vieren, en vandag soek ons iets kleins. So klein dat jy dit nie reg met die blote oog kan sien nie. Maar dit het die potensiaal om die toekoms van kunsmatige intelligensie te hervorm. Dit word die memristor genoem, kort vir Memory Resistor. En al bestaan dit nog net in laboratoriums, kan dit dalk eendag verander hoe rekenaars onthou, dink en leer. Kom ons begin met die huidige realiteit. Memristors is nog nie 'n bruikbare produk nie. Hulle is nog onvoorspelbaar, moeilik om te vervaardig en party hou ook nie lank nie. En tog bly dit een van die opwindendste ontwikkelings in rekenaartegnologie. Want as dit eendag reg werk, kan die skeidslyn tussen geheue en intelligensie uitwis. Wat is die memristor dan? Eenvoudig gestel, dit is 'n klein elektroniese komponent wat onthou hoeveel stroom al deur dit gevloei het. Wanneer jy dit afskakel, onthou dit die laaste toestand, amper soos 'n brein wat herinneringe kan behou sonder om aan te wees. In vandag se rekenaars is geheue en verwerking twee aparte dinge. Data moet voortdurend heen en weer beweeg tussen geheue en die verwerker, wat baie tyd en energie mors. 'n memristor kan egter stoor en verwerk terselfdertyd op dieselfde plek. As 'n mens dit meer beeldend wil beskryf. Dink aan 'n skryfbord wat nie net onthou wat jy geskryf het nie, maar die somme self kan doen en nooit uitgevee hoef te word nie. Dis 'n soort revolusie wat memristors kan bring. Die meeste rekenaars vandag is gebou op die wat van Neumann argitektuur genoem word, waar, soos voorheen genoem, geheue en verwerking geskei word. Inligting pendel heen en weer tussen hulle. En dit is wat ons kunsmatige intelligensie soveel krag en tyd neem om hulle op te lei. Memristors kan daardie knelpunt breek deur die skeidslyn tussen geheue en verwerking te laat vervaag. Hulle tree meer op soos die menslike brein, waar neurone inligting gelyktydig stoor en verwerk. Wanneer die memristor 'n toestand leer, hoef dit nie elders daarna te soek nie, dit bestaan reeds. So wat beteken dit vir KI? Kom ons kyk na 3 implikasies. Eerstens, spoed en doeltreffendheid. Die opleiding van vandag se groot taalmodelle neem weke op massiewe superrekenaars, wat verstommende hoeveelheid elektrisiteit gebruik. Met memristors kan neurale netwerke baie meer effektief en doeltreffend bestuur word, vinniger leer teen 'n fraksie van die koste. Dit maak die deur oop vir kragtige KI, nie net in datasentrums nie, maar ook in jou sak, in die huishoudelike toestelle en selfs in klein sensors wat oor stede versprei is. Tweedens, deurlopende leer. Vandag se KI-stelsels is geneig om in groot stukke te leer, opgelei op data en dan gevries. Hulle pas nie maklik intyds aan nie. Memristors, omdat hulle vorige syne in hardeware onthou, boots die kapasiteit van biologiese neurone na. Dit beteken die KI leer soos wat jy doen. Oomblik vir oomblik, ervaring vir ervaring. Stel jou persoonlike KI-assistent voor wat nie eers 1 keer per jaar opgedateer word nie, maar wat elke dag saam met jou groei. Derdens, nuwe argitekture. Sodra ons verder as die bottleneck beweeg, hoef KI glad nie meer soos vandag se diep leerstelsels te lyk nie. Met memristors kan ons masjiene bou wat meer breinagtig is, aanpasbaar, veerkragtig en in staat tot kreatiwiteit op maniere wat huidige stelsels sukkel om te bereik. Dit kan KI verskuif van 'n instrument wat intelligensie naboots, na een wat dit in hardeware beliggaam. Maar kom ons rek ons verbeelding verder, in 'n toekoms wat dit dalk vir ons kan ontsluit. Stel jou voor 'n stad waar elke lamppaal 'n ingeboude KI het, wat plaaslik op memristor-skyfies loop, hulle bespeer veranderinge in verkeer, luggehalte of voetgangersvloei, en pas onmiddellik aan, sonder om ver afgeleë wolkbediener te raadpleeg. Stede word lewendig, reageer intyds. Of dink aan gesondheidsorg, in plaas daarvan om sensitiewe mediese data na ver afgeleë bedieners te stuur, kan klein neomorfiese toestelle wat die memristor aangedryf word, inligting direk in die pasiënt se draagbare toestel analiseer, vinnig, veilig en persoonlik. Stel jou pas aan geur voor, wat nie net jou hart monitor nie, maar ook jou ritmes leer en probleme voorspel voordat dit gebeur. Onderwys kan ook getransformeer word. 'n memristor aangedrewe KI tutor kan intyds by elke kind se leertempo aanpas.
op 'n eenvoudige tablet sonder enige internetverbinding. Gevorderde leer word oral beskikbaar, selfs in afgeleë dorpies. Natuurlik is die toekoms soos hier nie gewaarborg nie. Daar is nog steeds groot struikelblokke. Die vervaardiging van memristers op skaal, die versekering dat hulle stabiliteit en die ontwerp van sagte ware om hulle effektief te gebruik. En met die enige sprong in KI vermoëns kom ook vrae oor etiek, billikheid en beheer. As KI meer breinagtig word, hoe beheer ons dit? Wie trek voordeel uit die nuwe doeltreffendheid daarvan? En wat gebeur as intelligensie self die toestel rondom ons ingebed word? Die memrister is dalk 'n klein komponent, maar die implikasies daarvan is allesbehalwe klein. Dit wys na 'n wêreld waar intelligensie nie beperk is tot groot datasentrums nie, maar in die weefsel van die daaglikse lewe ingeweef is. 'n Wêreld waar KI ons nie net help nie, maar stilweg en voortdurend saam met ons leer. Vir die wegneem idee. Soos volgende keer as jy aan die toekoms van tegnologie dink, onthou, soms kom revolusies nie met vuurwerke nie. Hulle kom in mikroskopiese veranderings, in stroombane en skyfies, wat wag om die verhoog waarop ons die toekoms ontvou te transformeer. Jy het na Môre onder die soeklig geluister, en vandag het ons ondersoek hoe die nederige memrister dalk die toekoms van KI verander, en daarmee saam ons eie. Tot volgende keer, kyk gerus van nader. Soms werk kleinste dingetjies die grootste skade wees op môre.